glo ek dat die Here elkeen wat hier is, spesifiek hier het, omdat die Here 'n boodskap vir elkeen van ons het. Elke keer as ons die Bybel lees, maak nie saak of ons 'n gedeelte dalk al 10 keer of 100 keer gelees het nie. Is dit interessant hoe die Here elke keer nuut met jou praat, hoe die Here opnuut vir jou 'n woord uit daardie gedeelte gee. En is dit nie wonderlik dat die Here so in jou belang stel, dat hy op daardie oomblik weet waardeur jy gaan. Hy ken jou hart, hy weet alles van jou. En daarom praat hy uit sy woord met jou elke keer nuut. En is dit nie wonderlik om 'n God te mag aanbid wat jou so liefhet, dat hy so in jou belang stel, dat jy nie maar net 'n nommer is nie, maar dat jy spesiaal is, en dat jy daarom nie vanmôre verniet hier is nie, dat die Here 'n woord vir elkeen van ons het. En mag dit wees dat ons vanmôre uit hierdie gedeelte wat ons gaan lees, dat die Here met elkeen so sal spreek, dat ons hier sal uitstap, anders as wat ons ingestap het, dat ons hier sal uitstap en werklik in oorwinning sal begin leef, want dit is hoe God wil hê ons moet leef. En daarom, kom ons word stil, kom ons maak ons harte ontvanklik vanmôre, om die woord van die Here te hoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons om vanmôre hier by mekaar te kan kom. Wat 'n voorreg om net te kom hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. Here, daar waar U elkeen van ons elke dag roep, waar U elkeen van ons elke dag nader aan U wil trek, waar U vir ons vra, kom na my toe. Moenie hierdie lewe op jou eie probeer leef nie, moenie alles self probeer doen nie. Kom na my toe, ek sien jou hart, ek ken jou. En daarom, Here, maak U vanmôre elkeen van ons se harte ontvanklik. Gee dat U Gees in ons sal werk, Here, dat ons werklik U stem sal hoor. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Hierdie week het ek 'n begrafnis gehou. En wat baie interessant is, as mens daar by 'n begrafnis staan, mense is hartseer, ja. Maar as mense ook die boodskap bring dat dit nie die einde is nie, dat daar lewe daarna is, alles wat daar is. Maar dan sien mens tog in soveel van die mense wat daar voor jou sit, dat hulle nog nie daardie sekerheid het, dat hulle werklik weet waarheen hulle op pad is nie. Hoewel die woord van God vir ons sê dat ons 100% seker moet wees, wat gebeur met ons as ons die dag sterf? Want as ons Jesus aangeneem het, moet daar by ons geen twyfel wees nie. Maar tog sit daar soveel mense voor ons. En as ek so na hulle kyk en na die tyd moet van hulle praat, dan is dit so duidelik, hulle worstel. Want hulle het nog nooit werklik op daardie punt gekom waar hulle lewe volkome aan Jesus Christus oorgegee het nie. En vanmôre wil ek vir ons 'n gedeelte uit die woord van God lees. En 'n man wat ook op 'n plek was waar hy meer wou hê. Waar hy nie meer tevrede was met waar hy was nie. En kom ons lees saam met die wat hulle Bybels wil oopmaak of saam op die skerm wil lees. Hier in Lukas 19 gaan ons die eerste 10 verse lees. En hy het in Jerigo gekom en daardeur gegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, die hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.
En soos ek reeds nou gesê het hier en dat ek voor die tyd net so inleidingkie gee, elke keer as ons deur die Bybel blaai, dan sien ons iets van die karakter van Jesus Christus wanneer Jesus met mense werk. Jesus soek altyd die wat verlore is. Hy roep daardie mense wat ver weg is na hom toe, dat hulle tot bekering kom. En dan bied hy sy genade aan hulle. En hy nooi hulle om 'n nuwe lewe te begin, 'n lewe in hom. En dan sien ons, soos as ek vanmôre hierdie gedeelte vir ons lees, dan gaan almal wat hier vanmôre in die kerk sit sê, hierdie gedeelte het ek al baie keer gelees. Ek het al baie hierdie storie van Saggeus gehoor. Maar tog is dit so dat die woord van God praat elke keer anders. Elkeen wat vanmôre hier in die kerk sit. Iets wat baie interessant is, na 'n diens dan sê baie mense, vandag het jy net vir my gepreek. Maar hoe voel dit so vir elke een wat hier sit? Want elkeen is tog op 'n ander plek in sy lewe. Een ou het die Here dalk nog nooit aangeneem nie. 'n Ander een loop al 'n lang pad met die Here. Hy sy vaste vertroue is in die Here. Maar tog kom 'n gedeelte uit die woord van God en dis die wonder van die woord. God kom elke keer en hy kan dieselfde gedeelte gebruik om met jou te praat waar jy op jou lewenspad, jou geestelike reis is. Want dis hoe wonderlik die woord van God is. En hierdie verhaal van Saggeus hier in Lukas 19 is een van die mooiste verhale van Jesus se genadige roepstem. Want sien, Saggeus was nie hierdie onbeduidende man nie. Saggeus was 'n skatryk man. Hy was 'n tollenaarbaas. So Saggeus het aan geld nie 'n tekort gehad nie. Maar hy was 'n verlore siel en hy het hierdie innerlike leegheid in hom gehad. En omdat hy hierdie innerlike leegheid in hom gehad het, het hy daardie dag besluit, toe hy hoor Jesus gaan verbykom, het hy besluit hy gaan in 'n boom klim om vir Jesus te sien. Want hy's te kort, hy kan nie vir Jesus sien daar waar hy staan nie. Want sien, hy was al desperaat. Want dit wat hy in die lewe gehad het, was nie vir hom voldoende nie. Geld kan niks vir jou beteken as jy nie die innerlike vrede in jou het nie. En dis wat hy hier het. En dan besluit hy klim in daai boom. En dit klink dalk na iets eenvoudigs. Maar kan jy dink 'n gesiene man klim in 'n boom om iemand beter te sien? Op daardie oomblik is hy bereid om sy trots op te offer, om daar net vir Jesus te kan ontmoet, dat hy vir Jesus kan raak sien. En hierdie verhaal is vanmôre vir elkeen van ons wat hier sit. Dis vir die wat Jesus nog nooit aangeneem het nie, tot die wat 'n lang pad al saam met die Here loop. Want selfs vir die gelowiges is daar elke dag vir ons 'n roepstem. Die Here kom elke dag opnuut en hy kom en hy wil elke dag hê jy moet nader aan hom kom. Hy wil elke dag hê daar moet nog beter lewensverandering in jou gebeur. Jy moet nog meer en meer soos hy word. So sien, al is jy waar op jou lewenspad, is hierdie storie ook vir jou. Want die Here roep jou. Hy roep jou daar uit die skare van die twyfel, van hierdie selfgeregtigheid wat so in ons lewe is. En hy roep ons na 'n lewe toe wat hom sal dien, wat hom volkome sal volg. En vandag word jy uitgenooi om te luister. Watter boom moet jy dalk vandag in jou lewe klim? Waar soek jy dalk vandag in jou lewe nuwe perspektief? Daar waar jy geestelik dalk nie op 'n plek is waar jy moet wees nie, waar jy voel jy nog moet groei, op enige aspek in jou lewe waar jy hulp van die Here nodig het, waar jy nog nie is waar jy is nie. Want dan is hierdie preek 'n uitnodiging vir elkeen wat hier sit, om vanmôre jou hart oop te maak en om 'n ontmoeting met die barmhartige koning te hê, wat genade vir jou wil bring en jou lewe totaal en al wil verander. As ons in hierdie gedeelte sien, dan sien ons hierdie Saggeus, 'n man met geld, maar hy's verwerp deur sy eie volk, want wat gebeur hier? Die tollenaars vorder die belasting namens die Romeine in. Maar dan het hulle altyd
op 'n slinkse manier het hulle so 'n bietjie ekstra gevat om hulle eie koffers te vul, om hulle eie sakke vol te maak, het hulle meer gevat as wat nodig was, wat hulle moes invorder. Daarom was hulle verag deur die Israeliete. Die Jode het hierdie manne glad nie goed gesien nie. As hulle gesien het, kan jy maar net dink hoe hulle oor hulle gevoel. En nou staan hy hierso, en hy weet, maar hy het in sy lewe kort daar iets. Hy's eintlik, al het hy die mag, al het hy die geld, is hy uitgeskuif, hy's eintlik maar 'n randfiguur. Want sy eie mense wil nie met hom meng nie. En dan sien ons dat hierdie verwerping hom diep raak. Want dis hoekom hy hierdie dag hier kom en sien, hy besef geld en mag en al die dinge wat hy dink hom gelukkig moet maak, beteken vir hom niks. Want hy's afgesny van die gemeenskap, hy's afgesny van alles. En hy voel heeltemal verlate en daarom staan hy hierdie dag. En hierdie is nie net 'n historiese feit wat ons hier in die Bybel vandag lees nie. Hoeveel van u wat vandag in hierdie kerk sit, worstel met verwerping? Of jy nou in jou gesin verwerping beleef, of jy dalk in jou werksomgewing verwerping beleef, of jy dalk selfs in 'n kerk waar jy sit verwerping beleef, of vriende jou dalk verwerp het. Wat ook al in jou lewe gebeur het en jy het hierdie verwerping, en wat gebeur as mense verwerping in hulle lewe beleef? Hier kom 'n diep wond hier in jou hart, en skielik sit jy, en jy het nie meer hierdie selfwaarde nie, jy glo nie meer in jouself nie. En dan leef jy en jy begin leef in hierdie lewe van skuld, en jy sien jou identiteit as dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy eintlik skaam is, so jy kan nie werklik jou geloof eers meer uitleef nie, want jy voel nie, jy verdien dit nie. Hierdie etikette wat ander mense om jou nek hang, maak dat jy kettinge het wat belemmer dat jy selfs die genade en die liefde van God in jou lewe wil beleef. Hoeveel mense verwerp God se genade, omdat hulle voel hulle is nie goed genoeg nie. Maar wat sien ons, wat sê die woord van God vir ons? Want die wonderlike evangelie boodskap vir elkeen van ons is, God kyk nie na jou sosiale status nie. Hy kyk nie na jou verlede en daarin net vas nie. Hy laat die wêreld se oordeel, daai etiket wat die wêreld om jou nek gehang het, vat hy nie om jou waarde te bepaal nie. Jesus kyk na jou. Hy kyk na jou as mens. En dan sien hy jou, ja, met al jou foute wat jy het, jou seer, jou tekortkominge, en dan nooi hy jou uit om jou ware self te ontdek, die self wat hy in jou bring. En Saggeus se lewe is so 'n bewys dat God se genade selfs die diepste verwerping kan oorkom. En hy roep jou daar uit die skaduwees uit, daar waar jy voel jy kan nie, roep hy jou in die lig in. En dan sien jy hoe 'n nuwe lewe begin wanneer Jesus Christus in jou is. Maar hierdie boodskap vra vir 'n eerlike introspeksie. Dit vra dat elkeen wat vanmôre hier sit eerlik in jou eie hart sal kyk. Waar voel jy dalk verwerp? Waar voel jy dalk uitgesluit? Waar voel jy dalk alleen vanmôre? En kan jy vandag jou hart oopmaak vir God? Want God sien baie meer raak as jou siekte, jou foute, die etikette wat daar om jou is. En dan kan jy daardie kettinge van verwerping wat jy in jou lewe het, afgooi en God se genade volkome aanvaar. Want eers as jy God se genade volkome in jou lewe aanvaar, as jy volkome besef wat dit beteken, wat sê God se genade vir jou, kan jy werklik begin leef. Dalk sit jy vanmôre in die kerk en jy is al jare lank 'n gelowige, maar daar's nog dele in jou lewe waar jy verwerp voel, of nie volkome aanvaar voel nie. Dalk deur die kerk, jou familie, of die ergste, dalk deur jouself. Dalk het daar dinge in jou lewe gebeur waarvoor jy jouself nog nooit kon vergewe het nie. Wat jy altyd hier hou, wat jy amper dink ek is nie goed genoeg nie.
En daarom ervaar jy ook nie God se genade soos jy moet nie. Maar sy Gees leer ons dat God nie na jou verlede net kyk nie. Hy kyk nie na die plek wat jy in die samelewing beklee nie, maar hy ken jou ware waarde. Vanmôre as God na elkeen van ons kyk, dan weet hy wie ons is, werklik is, nie dit wat hierdie wêreld ons gemaak het om te glo ons is nie. En dan, vandag word jy genooi om hierdie etiket jouself voor God te bring, en dat jy sal erken vanmôre, as ek hom ten volle aanvaar, ongeag wat die wêreld van my dink, ongeag wat wie van my sê, dan kan ek vry wees, en dan kan ek hierdie verlammende krag van selfverwerping en al hierdie dinge van die wêreld kan ek agter my laat, en ek kan werklik begin om te leef in Christus, volkome te leef, want dis wat ek glo elkeen hoe ons wil leef. Ons wil vry leef, ons wil in Christus leef, ons wil voel dat ons waardig is, want dis hoe God ons sien. Maar die wêreld maak dat ons onsself baie keer nie so sien nie. En wanneer Saggeus besluit om in hierdie boom te klim, sien ons hier's 'n groot betekenis hierin. Want dit was nie 'n maklike keuse vir hom nie. Hy was 'n man van gesag, 'n man van aansien. En nou verloor hy dit omdat hy hier in die openbaar eintlik 'n spektakel van homself gaan maak. Hy sit sy trots op sy, want hy het in sy binneste so leegheid, dat hy nie meer omgee wat die mense van hom dink nie. En hy klim hier in en hy sê, hy moes by homself gedink het, hy was desperaat genoeg, dat hy sy waardigheid prys sal gee, net om vir Jesus te sien. Hy het nie daardie dag eers verwag dat hy meer as dit sou kry nie. Hy wou net vir Jesus sien van wie hy so baie gehoor het. En hierdie is 'n soekende hart, en dis so baie mense het hierdie soekende hart, wat na iets groters in die lewe soek, wat daar waar jy op die oomblik in jou lewe sit, jy so dood voel, jy so voel jou lewe maak nie sin nie, daar's nie vir jou regtig iets in jou lewe wat maak dat jy wil vorentoe gaan nie. Dalk sit jy vanmôre so hier so Saggeus, en dan het jy hierdie soekende hart, en jy wil Jesus net graag sien. Jy wil net Jesus iets van hom beleef. Jy wil sy woorde hoor, jy wil sy liefde ervaar. En hierdie is 'n hinkering wat elke mens in hom het, om God in jou lewe te hê. Om ontslae te raak van al jou vrees en al jou skaamte. Baie van ons het net so 'n soortgelyke boom wat ons moet klim. Die plek van soeke, daar waar daar nog iets in ons lewe is wat ons moet oorgee, dalk daardie gewoontes wat ons moet verlaat, net om 'n nuwe perspektief in die lewe te kry. En dit kan 'n plek wees waar jy dalk vanmôre is jou boom, dalk om stil te word voor God in gebed. Dalk is dit net weer om in die woord van God in te klim en te hoor wat God vir jou wil sê. En selfs enige iets wat jy moet doen om daardie kwesbaarheid van jou voor God te kom lê, om te erken, Here, ek is nog nie daar waar ek wil wees nie. Want hierdie is nie 'n keerpunt wat net wys dat jy God nodig het nie, maar dit wys dat jy bereid is om vir almal dit te wys. Ek kan nie op my eie nie, want eers op daardie dag soos Saggeus hier kom, om in die openbaar te wys, hy doen 'n ding om in 'n boom te klim, wat hom eintlik belaglik maak, want hy het vir God in sy lewe nodig. En hier sien ons in Psalm 46 vers 10, waar ons die mooi woorde weet, wat Jesus weet van elkeen van ons. Hy sê, wees stil en weet dat ek God is. En soms is dit vir elkeen van ons nodig, om in ons lewe, uit die gejaag van hierdie lewe bietjie te klim, om net stil te gaan word, om in ons boom van ons hart te gaan klim, en om bloot te wag om vir God weer in ons lewe te sien, wat ons so besig geraak het, dat ons nie meer vir God raak sien nie. En as jy vandag voor jou eie boom staan, daardie plek van onsekerheid, daardie plek van twyfel, verlange, of selfs waar jy voel, jy het te veel skuld in jou lewe, daar's te veel dinge wat verkeerd is, weet dat dit 'n heilige ruimte is wat jy dan betree. Dis die plek waar Jesus jou gaan ontmoet. Daardie dag as jy so oorgee, is dit waar Jesus jou ontmoet. Maar die vraag vir elkeen van ons is,
En dis iets wat vir 'n mens baie moeilik is, want ons is baie trots. Is jy bereid om jou trots af te lê en na hierdie plek te gaan waar jy werklik na God gaan soek? Waar jy werklik jou hart oopmaak, dat God in jou kan inkom, in jou kan werk. Want miskien het jy al so lank in jou lewe, staan jy in geloof, maar jou verhouding met Jesus het dalk so bietjie vervlak. Jou hartsbegeerte het dalk so bietjie afgekoel. Jy sien nie elke dag dat jy meer hierdie opgewondenheid het om 'n verhouding met God te leef nie. En Saggeus se boomklim herinner ons dat dit nooit te laat is om 'n nuwe perspektief te soek nie, om weer so nader aan God te kom nie, om jou trots af te lê en hierdie honger in jou weer vir God toe te laat, om volkome in jou beheer van jou lewe te wees. En daarom word jy vanmôre uitgenooi as jy dalk op so 'n plek is om jou eie boom te vind, 'n plek van stilte, en jou hart oop te maak om weer die ervaring van God in jou lewe te beleef, sy teenwoordigheid te beleef. Maar dit vra moed, want partykeer vra dit dat ons gemaksones moet verlaat. Maar die beloning daarvan, van hierdie herlewing van jou geloof, as jy weer daardie in jou diepste hierdie teenwoordigheid van God beloof, is so groot, dat ek elkeen wil vra as jy vandag daar sit, laat staan jou trots, en kom terug na die Here. Maar dan sien ons, een van hierdie roerendste gedeeltes in hierdie verhaal, is die feit dat Jesus nie net verbyloop nie. Jesus is in hierdie groot skare. Dis maklik dat Jesus daardie dag net kon verbyloop, dat hy Saggeus wat daar bo in die boom sit, maar net kon geïgnoreer het. Maar wat gebeur hier? Jesus gaan staan stil. Hy roep hom op sy naam, en hy sê, kom af. Saggeus, kom af, want ek wil vandag in jou huis tuis gaan. En hierdie aksie wat Jesus hier doen, wys vir elkeen van ons wat vandag hier sit, hoe Jesus na ons kyk. Nie met afwysing of oordeel nie, maar met 'n opregte aandag en liefde. Hy kyk na daardie man daar bo in die boom. Hy ken sy naam want hy weet wie hy is. Hy ken elkeen wat hier sit se naam. Hy weet presies waar jy in jou lewe is. En God is nie net hierdie God met hierdie groot krag nie, maar hy's 'n persoon wat jou naam ken. Dink vanmôre daaraan, God ken elkeen van ons hier sit by die naam. Hy ken ons storie. Hy weet waardeur jy vanmôre in jou lewe gaan. Hier in Psalm 139 vers 1 tot 4 beskryf hierdie hart van God, wat 'n Vader is, so mooi, wat sê hy weet alles van jou. Here, U het my nagevors, U ken my as ek sit, U ken my as ek staan, U verstaan my verre gedagtes, my gaan en my lê, U het my ondersoek, U ken al my paaie. Jesus se besluit om hier by Saggeus te stop en om te roep, is 'n goddelike onderbreking hier, wat moontlik is in hierdie man se lewe, waar hy dalk in hierdie wanhoop gesit het, en dis hoekom hy dit doen. En wat gebeur hier? Hierdie is 'n herinnering vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit, en ek wil hê elke een wat hier sit, moet hierdie boodskap hoor, dat niemand is so klein, of so laag, of so gebroke, dat God jou nie kan sien, en jou nie wil ontmoet nie. Tot vir Saggeus die tollenaar, wat korrup is, wat sy eie volk uitbuit, gaan kyk God met genade, want dis hoe God kyk. En daarom is hierdie boodskap vandag vir elkeen van ons wat hier sit. God sien jou. Hy sien nie net jou prestasies raak nie, hy ken ook al jou pyn wat jy in jou lewe ervaar. Hy sien nie net jou suksesse nie, hy sien ook jou gebrokenheid, want elke mens wat hier sit het ook dinge in sy lewe wat nie vir hom maklik is nie, dinge wat hy sukkel om mee te deel. En hy sien nie net jou verlede nie, maar hy sien jou potensiaal, hy sien wie jy kan wees as jy in hom is. En hy wil jou daarom uitnooi om in 'n intieme verhouding met hom te leef.
Jesus wil nie hê jy moet daar net in die boom bly nie. Hy roep jou af vanmôre. Hy roep jou op jou naam want hy ken jou. Hy ken alles wat in jou lewe aangaan vanmôre. Jy kan niks vir God wegsteek nie. En dan roep hy jou vanmôre uit daai boom uit en sê kom. Dalk het jy my al aangeneem lank terug, maar dalk het jy vervlou in jou verhouding. Dan roep hy jou vanmôre en sê kom. Ek wil in 'n verhouding met jou leef. Ek wil nie hê jy moet net deur hierdie lewe gaan nie. Ek wil hê jy moet 'n volle lewe leef, 'n lewe in my. Daarom is daar die roepstem vanmôre so vir elkeen. En as Jesus jou naam roep, dan roep hy dit as die koning van genade. Hy vra nie 'n lys, kom nie hier met 'n lys van voorwaardes voor jy kan kom nie. Hy vra nie dat jy eers perfek moet wees voor jy kom nie. Hy vra net dat jy reageer op sy roepstem. Kom leef nader aan my. Kom elke dag nader, kom stap met jou hand in my hand, laat ek jou lei. En soms voel dit, selfs vir die van ons, wat Jesus lankal aangeneem het, voel dit of jy 'n plek in jou lewe dalk is, waar dit voel of Jesus jou nie meer sien nie. Of hy nie werklik betrokke is in jou persoonlike stryd nie, die dinge wat jy mee sukkel in jou lewe nie. Maar die verhaal van Saggeus wys dat Jesus elkeen van ons persoonlik ken. Hy roep jou by die naam. Vanmôre roep hy elkeen wat hier sit by die naam. Ongeag hoe klein jy is, of dink jy is, hoe gebroken jy is, of hoe onbeduidend jy dink jy is, vandag kan jy weet van een ding, seker wees. Jy hoef nie langer in die geestelike skare weg te kruip nie, want hy ken jou naam en hy roep jou. En daarom, neem vanmôre so 'n bietjie tyd en kyk na jou eie lewe. Waar staan jy in jou geloofslewe? Hoe is jy in jou verhouding met God? Loop jy werklik so met God, dat hy die belangrikste in jou lewe is, dat hy alles in jou lewe is? En as dit nie is dat jy vandag daar is nie, gaan staan vanmôre stil en laat hom toe om jou weer nader te trek. Want sien, hy roep ons elke dag om in hierdie verhouding met hom te leef. En dan sien ons, wanneer Saggeus sê, wanneer Jesus vir Saggeus sê, vandag moet ek in jou huis tuis gaan. Is daar 'n dringendheid in God se stem hierso? Iets wat ons in hierdie gedeelte lees. Maak dit duidelik dat hierdie nie net 'n voorstel is wat Jesus aan hom gemaak het nie. Jesus het hom nie hier 'n keuse gegee nie. Jesus het nie gesê, ek wil dalk in jou huis vandag tyd gaan nie. Hierdie was 'n noodsaaklikheid wat God wou doen, omdat hy Saggeus se hart geken het, omdat hy gesien het dat Saggeus leeg is, dat Saggeus verlore is, kom God hier en hy sê vir hom, as ons in die Grieks gaan lees, in hierdie gedeelte, dan is die woord wat daar vermoed gebruik word, dui op 'n onontkombare roeping. Dit beteken dat Jesus weet, daar is so groot nood in Saggeus se lewe, en dat hy die enigste antwoord is wat Saggeus daaruit kan red. En daarom is dit vir Jesus noodsaaklik om daardie dag na Saggeus se huis te gaan. Hoekom? Want hy moet sy lewe gaan aanraak en hy moet vir Saggeus weer lewe gee. Hoeveel van u sit vanmôre dalk hier wat ook nodig het dat Jesus vandag by jou kom staan en sê, nie, miskien moet ek by jou huis inkom nie. Ek moet by jou huis inkom, want ek sien dat jy geestelik dood is. Ek sien dat jy my nodig het, dat jy nodig het om 'n lewe weer te hê wat jy kan waarlik begin leef. En hierdie woorde leer ons iets van God se genade. Sien, dis nie net passief nie. Hierdie is 'n kragtige aksiegerigte uitnodiging om hierdie nuwe werklikheid te ervaar in jou lewe. Sien, genade roep ons uit ons duisternis in die lig in. Uit daardie gebondenheid, uit alles wat ons vashou in die lewe na vryheid, uit die dood na die lewe. Sien, genade kom selfs wanneer ons wil wegkruip. Selfs sal dink ons is nie waardig vir God se genade nie. En dan so Saggeus moet ons 'n besluit neem.
Wat het Saggeus gedoen toe Jesus hom roep? Hy het afgeklim. En so word ons ook genooi vanmôre om te reageer. Want hierdie barmhartige koning wag om jou hart te betree. Jou hart, jou lewe, jou gedagtes, jou verhoudings. Hy wil in alles in jou lewe wil hy wees. En hierin is 'n diep les vir elkeen van ons vandag. Soms stel ons hart oop vir God, maar ons hou dele van ons lewe vir onsself. Ons wil graag hê hy moet deel van ons lewe wees, maar ons hou tog vas aan al ons ou maniere, ons bitterhede, ons skaamtes. Ons sê, ja Here, kom en wees deel van my lewe, ek wil U aanneem, maar ek wil hom nie toelaat in elke aspek van my lewe nie. Baie dele wil ek maar vir myself hou, want daar wil ek aangaan soos ek wil. En Jesus sê, ek moet in jou huis kom. Maar wanneer Jesus vanmôre vir elkeen van ons kom sê, ek moet in jou huis kom, dan vra hy vir 'n oop deur, 'n deur waar hy welkom is. Meer as net woorde wat jy sê, Here, ek neem U aan, waar dit met jou hele lewe sal wys. Want sien, dit vra lewensverandering. Dit vra dat ons toelaat dat sy genade ons innerlik verander, dat ons heeltemal omvorm sal word, nuut sal word. En hierdie woorde van dringende genade vra jou vandag. Wat hou jy nog in jou lewe toe? Watter gedeelte van jou lewe is jy nog bang om Jesus werklik in te laat? En die uitdaging vir elkeen van ons vandag, of die uitnodiging wat daar is kan ons hom uitnooi om nie net 'n gas in ons lewens te wees, maar dat hy die koning van jou hele huis sal word. Want dit is maklik om 'n Christen te wees wat net Jesus in sekere dele van jou lewe wil toelaat. Of net sommige dele van jou hart, sommige dele van jou lewe vir hom heeltemal oopmaak. Maar dan kom die dringendheid van Jesus se uitnodiging vanmôre aan elkeen van ons. Hy wil die sleutels van jou hele huis hê. Jou gedagtes, jou drome, jou emosies, selfs jou pyn wil hy hê, jy moet hom daar toelaat. Miskien is daar vanmôre in jou lewens nog kamers wat jy toesluit, omdat jy bang is vir verandering. Maar sien, vanmôre hier waar jy sit, kan jy Jesus Christus uitnooi, om nie net 'n gas in jou huis te wees nie, maar waar jy kom in volle oorgawe gee en sê, Here, ek gee my hele lewe aan U oor. Want sien, eers daardie dag wat jy jou lewe volkome aan hom oorgee, kan jy ware vryheid en vrede in jou lewe beleef. As jy vandag leef en jy het nog nie vrede en vryheid in jou lewe nie, weet dit, jy het nog nie jou lewe volkome oopgemaak vir Christus nie. Jy sê ek doen dit met jou woorde, maar jou dade, jou lewe, is daar nog soveel dele van jou lewe wat jy toehou, waar jy hom nie wil toelaat in nie. En die uitnodiging vandag, soos wat God daar vir Saggeus gesê het, kom en gee alles aan my oor, jou hele huis, nie net 'n gedeelte nie. En dan sien ons die skare se reaksie. Wat doen die skare wanneer Jesus Saggeus roep om met hom saam te gaan? Hierdie reaksie van die skare is nie goed nie. Hulle begin dadelik kla en hulle kritiseer. Hulle sê, hier gaan hierdie Jesus by sondaars tuis. En hierdie reaksie wat hulle het is nie onverwags nie, want Saggeus was korrup. Saggeus is hierdie tollenaar wat nie die volk uitbuit, so dis heel verwagte dat hulle so moet wees. Maar wat wys dit vir ons? Want dis net soos in ons lewe, net soos vir hierdie skare. Dit wys hoe mense hierdie dikwels hierdie beperkte en verwronge idee van God se genade het. Sien, die meeste van ons, selfs vandag, dink dat genade is iets wat verdien moet word. Genade is 'n beloning vir goeie mense. Genade is nie 'n uitnodiging vir sondaars en verlorenes nie. En daarom sien hulle Jesus se genade wat hy aan daardie man in die boom gee, hierdie man wat sondig is.
sien hulle is 'n las. Want wat maak Jesus hier? Hulle wil hulle morele standaarde wil hulle so beskerm. En nou voel dit vir hulle 'n bedreiging. Hierdie selfregverdiging wat hulle in hulle lewe het. En is dit nie waar Christene baie keer vashak nie? Ons staan so en sê ek kan tog nie met daardie of daardie ou nie. Ek sal tog nie na daardie een kan kyk nie, want hoe lyk sy lewe? Maar dan sien ons, as ons dink ons hou ons geloof rein, deur ander te oordeel en uit te sluit, dan maak ons 'n groot fout. Want die uitdaging om volgeling van Jesus Christus te wees, sluit die roeping in om nie net die genade wat ons ontvang het nie, want daardie dag as jy besef, hoekom is jy gered? Deur die genade van Christus, niks wat jy verdien het nie. Jy kon niks doen om God se genade te verdien nie. En soos hierdie skare wou nie daardie genade vir Saggeus gee nie. Hoeveel keer sit ons in die kerk, maar ons wil nie vir die ou daar buite genade bewys nie, want ons dink sy lewe is te sondig. Maar hoe gaan hy by Jesus Christus uitkom? Dalk as ons net kom en soos Jesus hom nader roep en hom God se genade wys. Want sien, hierdie verdeel van hierdie verhaal nooi ons uit om ons eie houdings na te kyk. Hoe tree ons op? Hoe reageer ek op die mense wie se lewens vir my nie so reg lyk nie, wat dalk volgens my te sondig is? Kan ek die hart van Jesus begin naboots? Kan ek soos Jesus begin om mense lief te hê en hulle te sien vir wie die potensiaal wat daar in hulle is, oor wie God in hulle het? Want sien, is jy bereid om jou gerieflikheid te breek, om ander mense na Jesus toe te lei? Hoeveel keer gebeur dit nie dat kerke mense wegstoot, omdat die mense in die kerke dink, hulle die genade verdien en daardie doen nie. Maar hulle besef nie een van ons verdien God se genade nie. Dit is iets wat ons by God kry. En as ek werklik God se genade in my lewe ervaar, as ek belewe ek is vrygemaak deur die genade van Christus onverdiend, hoe kan ek nie daardie genade vir die ander mense om my hê nie? Dan vra dit van jou geloof en moed in jou lewe. Want om Jesus te volg beteken, jy moet partykeer teen hierdie skare gaan. Hierdie skare het nie gehou van wat Jesus doen nie, maar Jesus het dit gedoen, want hy's 'n God van barmhartigheid wat daardie siel wou red. En hierdie is 'n daaglikse roeping, dat ons in ons lewe nie net sal sê ons glo nie, maar dat ons sal leef soos iemand wat God se genade ontvang het, en daardie genade wil gebruik om ook al die ander mense daar buite God se genade te wys, om hulle lewens te verander, om hulle by God te kry. Soms word ons so vasgevang, net soos hierdie skare in oordeel. Dalk is ons self so krities, ek weet nie hoe lyk die lewe nie. Hoe kyk jy na ander mense? Verwerp jy almal hier om jou, wys jy vir almal uit hoe verkeerd hulle leef? Sien jy hulle dat hulle nie God se genade verdien nie? Of het jy al na jou eie hart gekyk? En het jy begin om meer op te tree soos Jesus, wat 'n hart soos Jesus het, wat mense na hom toe lei? Dit vra partykeer dat ons uit ons gemaksones moet kom, dat ons ons geloof prakties moet begin uitleef, deur liefde, deur barmhartigheid. Kan jy dink as jy 'n Saggeus daar in die boom sien, en in plaas van hom verby te stap en te sê, "O, jy's so sondig, bly daar bo in jou boom, jy verdien nie genade nie." En in plaas van om dit te doen, kry jy 'n hart soos Jesus. En jy kyk na daardie sondaar en jy wys hom hoe lyk God se genade. Jy vertel hom van God se genade. En jy trek hom na God toe. Hoe wonderlik sal dit nie in jou lewe wees nie. En dan sien ons hierdie oomblik van oorgawe. Saggeus se reaksie op Jesus se teenwoordigheid
sien ons is onmiddellik en is diep. Ons kyk hierso, hy staan op, hy kyk Jesus in die oë en hy sê, kyk Here, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek iemand afgepers het, gee ek 4 dubbel terug. Hierdie wys dat sy gees hier ware bekering het. Hierdie is nie net 'n oppervlakkige emosionele reaksie wat hy het nie. Nee, hier kom hy. Hy gaan prakties dit uitoefen wat hy gesê het hier gebeur. Dit gaan dade in sy lewe wees. Want sien, dit wys die hart wat deur genade geraak is. As jy werklik God se genade in jou lewe ervaar het, dan sal God se liefde jou lewe verander. Bekering beteken nie net dis 'n belydenis van sonde nie. Dit beteken jy kry 'n nuwe lewenswyse. Dit bring herstel waar daar skade was, geregtigheid waar daar onreg was, vrygewigheid waar jy altyd net so selfgesentreerd was, als vir jouself gehou het. En sy gees maak dit duidelik. Hy doen nie hierdie dinge omdat hy Jesus se liefde wil verdien nie. Hoekom doen hy dit? Omdat hy toe reeds Jesus se liefde ervaar het. Vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit, wat gered is gered deur Jesus se genade. En as jy daardie genade van Jesus in jou lewe ervaar, kan jy nie anders as om dit te begin uitleef in jou lewe nie, prakties uit te leef nie. En hierdie oorgawe is 'n uitnodiging aan elkeen van ons om vanmôre te vra, hoe lyk my reaksie op Jesus se genade? Dra my lewe die vrugte soos iemand wat werklik die genade ervaar het? Of hou ek steeds vas aan my ou gewoontes, selfs al sê ek volg Jesus? En dan Jesus se antwoord aan sy gees bevestig die betekenis van hierdie oomblik aan elkeen. Vandag het daar redding in hierdie huis gekom. Hierdie redding was nie net vir sy gees nie. Toe sy gees tot bekering kom daar, toe sy gees Jesus se genade ontvang, toe verander tot sy huis. En dis die boodskap vir elkeen van ons, as jy werklik Jesus se genade ontvang het, sal dit jou huis verander, sal dit jou gemeenskap verander, sal dit almal om jou verander, omdat jy die genade van Christus nie vir jouself kan hou nie, maar dit sal uitleef. Is jy al daar? Waar jy God se genade nie net vir jouself kan hou nie. Dan hierdie verhaal van sy gees is nie maar net 'n verhaaltjie in die Bybel nie. Hierdie is 'n boodskap vir elke mens, dat daar vir jou hoop is, dat daar herstel moontlik is vir elke mens. Vanmôre roep God jou naam. Elkeen wat hier sit, roep hy op die naam. Al voel jy dalk ver van hom af. Al klim jy jou eie boom dalk vanoggend waar jy soekend is nog, waar daar dalk nog onsekerheid in jou lewe is, dan is Jesus se uitnodiging vanmôre vir elkeen van julle, klim uit die skare van twyfel, klim af daar van jou boom, en kom en ervaar my genade wat volmaak is. En genade nooi jou nie net om te aanvaar nie, maar dit nooi jou om jou lewe te verander, want jy is herstel, en dan is jy 'n getuie van Jesus Christus, wat sy liefde vir die hele wêreld wil gaan wys. Mag elkeen wat vanmôre hier sit, die roepstem van die genade van God hoor. 'n Roep na 'n nuwe lewe, 'n roep na nuwe hoop en 'n dieper verhouding met die barmhartige koning. Elkeen wat vanmôre hier uitsit, word genooi. Waar jy ook al op jou pad is, Jesus Christus nooi jou om in 'n intieme verhouding met hom te leef. Mag elkeen wat vanmôre hier is, op hierdie uitnodiging soos sy gees antwoord, met oorgawe. Afklim uit jou boom. God se genade ervaar in jou lewe en uitgaan en dit gaan uitleef om elkeen daar buite aan te raak. Want as jy God se genade werklik beleef het, kan jy dit nie vir jouself hou nie. Jy sal dit bewys aan elkeen wat jy teekom. En mag dit in ons lewens so wees, dat ons werklik God se genade sal ervaar
en dit werklik sal uitleef. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om te weet, U ken elkeen van ons op ons naam. U roep elkeen van ons vanmôre opnuut uit en sê, maak nie saak waar jy op jou geestelike pad is nie. Dalk sit hier iemand vanmôre wat nog nooit Jesus Christus aangeneem het nie. Dan roep Jesus jou vanmôre en sê, kom ervaar my genade, want my genade is vir jou genoeg. Al wat ek van jou vra is om my aan te neem. En as die mense sit vanmôre wat dalk al lankal hulle harte vir U gegee het, wat al lankal leef in 'n verhouding met U, maar wat dalk op die pad afgekoel geraak het, wat voel hulle is nie daar waar hulle werklik so intiem met U is, soos wat hulle moet wees nie, is die uitnodiging vanmôre ook weer opnuut, waar Jesus elkeen van ons roep en sê, kom ervaar my genade. Maar dan moet elkeen van ons ook weet, wanneer ek daardie genade van God in my lewe werklik ervaar, dan gebeur daar iets in my. Ek verander. Ek kan dit nie vir myself hou nie. En dat ons sal uitgaan en dit sal gaan uitleef en aan elke mens gaan wys met ons lewens, dat ons leef in die genade van God. En ons kan nie daardie genade net vir onsself hou nie, ons wil dit uitleef en elke ander mens ook die genade van God betoon en die genade van God wys, sodat elkeen na God kan draai en in God se genade kan leef. En daarom is my gebed vanmôre, dat elkeen van ons so sal aanraak, dat ons werklik ons lewens sal oorgee en sê, Here, U genade is vir my genoeg. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Soos ons vanmôre hier gehoor het van Saggeus, wat uit hierdie skare uitgeklim het en die boom opgeklim het, sy hart oopgemaak het en sy lewe verander het, deur 'n ontmoeting met Jesus. Nooi Jesus elkeen van ons vandag om hom toe te laat in ons lewe. As ons in Lukas 22:19-20 lees, dan sien ons daar gee Jesus vir ons 'n teken van hierdie roeping tot 'n nuwe lewe, wanneer hy die nagmaal aan ons bekend stel. Hierdie brood en wyn wat ons vanmôre saam gaan gebruik, is nie net simbole nie. Dis 'n heilige instelling deur Jesus self, wat hy aan ons gegee het, sodat ons altyd kan onthou wat hy vir elkeen van ons gedoen het. En daarom sê Jesus, doen dit tot my gedagtenis. Hierdie is 'n uitnodiging om nie net terug te kyk na die offer wat Jesus vir elkeen van ons gebring het nie, maar om met 'n bekeerde hart te leef. 'n Lewe wat getuig dat ons sy genade nie net ontvang het nie, maar dat ons dit ervaar en dat ons dit uitleef in sy liefde. En laat ons nou nader kom om die nagmaal saam te vier. En dat elkeen van ons ook soos Saggeus vandag ons eie boom sal klim, deur ons harte oop te maak en Jesus Christus weer opnuut nader aan ons te wil hê, om hom te sien, om hom te ervaar. Ons sien dat hierdie nagmaal het Jesus in Lukas 22:19 vir ons gesê, hy het die brood geneem, 'n dankgebed uitgespreek, dit gebreek en aan hulle gegee met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Daarna het hy die beker geneem en nadat hy gedank het, het hy dit aan hulle gegee met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed, wat vir julle uitgestort word. En hierdie eenvoudige elemente wat ons vanmôre gaan gebruik, die brood en die wyn, is 'n kragtige simbool van die diepte van Jesus se liefde vir elkeen van ons. Sy liggaam is gebreek sodat ons genees kan wees en sy bloed is vergiet om 'n nuwe verbond met elkeen van ons te bring, soos wat dit daar vir ons in Hebreërs 9 vers 22 staan.
Daarom wil ek elkeen van julle wat vanmôre hier sit vra, terwyl ons nou die brood en die wyn gaan uitdeel, word stil voor God. Dink werklik wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. Dink aan hoe groot sy genade is, ondanks wie jy is, het hy jou op die naam geroep. En toe jy die dag gesê het, hier is ek Here, ek neem U aan as my verlosser en Here, het sy bloed en sy liggaam wat gebreek is, al jou sondes op hom geneem, sodat jy volkome gereinig vandag mag leef. Dink oor jou eie lewe, dink waar daar vandag dalk iets is waaroor jy vanmôre moet stil word voor God en vergifnis moet vra, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself eet en drink soos wat die woord van God ons ook sê nie, maar dat ons dit wat verkeerd is in ons lewe na hom sal bring, sodat hy ons kan reinig. Terwyl ons nou die brood en die wyn gaan uitdeel, vra ek dat elkeen so sy eie hart sal deursoek. Almal wat ons gaan help met die uitdeel van die brood en wyn, gaan ek net vra om asseblief voor